Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie welkom by die erediens vandag. Het is goed om mekaar weer te sien. Het is wonderlik eintlik, en ook vir julle wat van die huis af nou moet kyk. Julle weet het sal wel kom, ons is seker daarvan. Maar het is wonderlik om so by mekaar te wees en hier in ons mooi kerkgebou ook die Here te aanbid en sy naam groot te maak. Julle het die afkondigings ontvang. Is net aan die Nolly wat vandag 102 jaar is. Sjoe, is fantasties. Mens kan verstaan dat sy nie kan kom nie, dink ek. Maar ons dink aan haar en baie geluk vir haar sê, ook vir ander wat vandag en in die week verjaar. Maar dis wonderlik, ek het vanoggend daar gedink, sjoe, wat 'n groot stuk genade om 102 jaar oud te word en sy doen nog haar dinge self. Dis 'n wonderlike stuk genade en Tannie Nolly, baie geluk en 'n pragtige jaar vir jou en André en die familie en mag daar nog so 'n jaar wees met groot gesondheid en die seën van die Here. Ons is vanoggend hier by mekaar, saam met mekaar in die teenwoordigheid van die drie-enige God. En die wonderlike versekering wat ek in die begin van die diens met julle wil deel weer, want ons sluit aan daarby by die skriflesing wat ons gaan doen, is wat die Here Jesus net voor sy hemelvaart vir sy disippels gesê het, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En kyk, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Sjoe, dis die versekering wat ons het. En die Here Jesus is ons Here en hy is hier by ons en hy groet ons met die seën van die drie-enige God, genade, vrede, vir die elkeen van julle, van God die Vader, die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied saam sing, Grote God aan U die eer. Die van julle wat dit kan sing, agter die masker, of die masker miskien so 'n bietjie laat sak, of net wil luister. Kom ons sing, Grote God aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Kom ons staan en dan doen ons dit. Julle te wie, kan hom net weer aansit, ekskuus. Julle het op die afkondiging gesien dat die tema van die boodskap vandag is, ons vra die Here se antwoord. Uit Handelinge 1 vers 1 tot 8. Maar voor ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Here,
Dankie dat U hier by ons is, hier in ons kerkgebou, wat U vir ons gegee het. Hierdie plek wat ons kan saamkom as gemeente, om na U woord te kom luister, om U besondere teenwoordigheid te ervaar, hier toegerus te word, Here, opgebou te word. En as ons vra in ons hart het, ons kom daarmee na U toe, dan kom gee U vir ons dit wat U wil hê ons moet hoor. En dit bid ons weer vanoggend ook vir ons elkeen. Hier waar ons saam is om U naam groot te maak en U te verheerlik. Ja, grote God, aan U die eer. Heerlik is dit, Here, waar U regeer. En U regeer in die hele koninkryk, wat ook hierdie aarde insluit. Ons kerk, ons gemeente, ons elkeen se lewe. En dit beteken dat ons in U hand en vanuit U hand elke dag lewe. Here, dit is ons troos. Dit is ons hoop in hierdie moeilike tyd, ook vir die toekoms, maar ook vir vandag. Ons aanbid U, ons eer U, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, daar is baie van ons lidmate wat in groot emosionele spanning verkeer vanweë hierdie pandemie. In finansiële moeilikheid is en nood is, party selfs met kosnood op die tafel, wat siek is, Here, wat bekommerd is, ook van ons wat vanoggend hier in die kerk bymekaar is, of wat inluister nou, elke lidmaat van ons in hierdie omstandigheid wil ons vanoggend aan U opdra. Dankie dat U met elkeen is, want ons is U kinders, Here. Laat ons elkeen en laat elkeen wat diep seer het en bekommernis het in hierdie aand, in hierdie oomblik, U wonderlike liefde en U krag en U genade ervaar. Sprys U naam, Here, dat waarvan ons lidmate groot operasies gehad het, hulle weer saam met ons kan wees, ook vanoggend hier kan wees, om saam vir U te aanbid. Ons is bly vir elkeen, ons is vreugde in ons hart met elkeen wat ook verjaar, wat vandag verjaar, Tannie Lolly, Here, vir wie U soveel jare gespaar het, dat sy nog krag het om selfstandig voort te gaan. Dit wys net op U genade, Here. Ons bid ook om besonder vir haar, en vir elkeen wat verjaar, 'n besonderse mooi dag, 'n verjaarsdag in U teenwoordigheid, maar ook 'n nuwe lewensjaar, waar hulle elke oomblik sal ervaar dat U met hulle is. Dan, Here, ook ons gemeente het behoefte in hierdie tyd, omdat ons in dieselfde situasie is as enige ander firma of organisasie, sodat ons ook kan voortgaan, sodat ons ook kan aanhou, Here, om eredienste te hou, en hierdie kerkgebou in stand te hou, en mooi te hou tot eer van U naam. Het ons ook finansiële behoeftes, ons bring dit na U toe. Ons bid, Here, dat U vir ons sal voorsien, dat vir U vir ons as U kinders ruimhartig sal maak, want ook deur ons gemeente word mense in die gemeenskap gehelp. Alles net tot eer van U naam. Dit gaan nie, Here, om ons en ons roem nie. Dit gaan regtig om mense in nood. En dit gaan om die verheerliking van U naam, omdat ons alles wil doen soos wat U dit wil hê. En daarom bid ons dat ons nou by die lees en die aanhoor van U woord, U besondere stem ook in ons hart sal hoor, U woord vir ons elkeen se lewe vanoggend, dat ons dit sal aanneem en dat ons gehoorsaam sal wees. Ons bid alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Handelinge 1 vanaf die eerste vers, die belofte van die Heilige Gees. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is,
het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met die baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle weer 'n keer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Kom ons lees dit weer vers 6. Toe hulle weer 'n keer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? En dan vers 7, hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy sien, liewe broers en susters, hier in die eerste vers wat ons weer beklemtoon het, kom die disippels met 'n vraag na die Here Jesus Christus toe. Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? So ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor die vraag wat ons in ons hart het en die antwoord wat die Here op ons vraag gee. En ek het gedink sommer net so 'n bietjie ligtelik aan 'n voorbeeld van toe ons miskien nog kinders was, as julle van dit onthou, en verskillende situasies waarin ons was, toe ons ook vrae gevra het. Ek kan onthou toe ons nog in Pretoria gebly het en met die ou eindjie afgery het na Durban toe om te kom vakansie hou dan. So eentjie voor Durban sê nog so net aan die kant Pietermaritzburg van hier af, dan begin ons as kinders al aanhou. Hoe lank nog? Pa, hoe lank nog voor ons daar is? Jy weet, daai absolute, kom jy sê, opgewondenheid wat gedryf word met hierdie vraag, maar tog ook 'n stuk ongeduld wat by die kinders is. Dis die woord wat ek wil hê jy moet onthou. Jy weet wat, ek is so haastig en ons het al ver gery en hoe lank nog voor ons by die see uitkom? My pa was 'n groot man en het baie groot hand gehad, dat ek tydens sommer so agtertoe geslaan. En die een wat die vraag gevra het, gewoonlik misgeslaan en een van die ander twee raak geslaan. So daai stuk ongeduld, né, wat 'n mens kan hê. Of toe jy en ek nog jonger was, het ons vir ons ouers gesê, maar ek wil nou wat roomys hê. En dan sit hier net voor middagete, maar ek wil hom nou hê. Pa, wanneer kan ek my roomys kry? En hoekom kan ek dit nie nou kry nie? Want hy weet ek moet nog my kos eet en dan sê hy nee, en dan is daar 'n stuk selfsugtigheid by my, want ek wil dit nou hê. En dit sluit aan by die ongeduldigheid, né? En dan het ons vir onsself miskien vrae gevra of ons ouers gevra as ons met die somme wiskunde vrae skryf het en ons kom by die huis en ons het net 30% gekry. En ons ouers het ons aangespoor, het hulle werk gedoen om vir ons aan te moedig om te studeer en dan is ons half ongemaklik, ons is half kwaad dat ons net 30% gekry het en ons worstel met hierdie vraag en ons gooi soms die beskuldiging na iemand anders toe en intussen het ou net self nie geleer nie, maar dan sit jy met hierdie vraag in jou hart. Of as ons stout was,
en ons moes kamer toe gaan. Hoekom moet ek nou kamer toe gaan? My skoondogter daar in Amerika doen dit gereeld met die kinders. Sy waarsku hulle, dan sê sy vir hulle die volgende keer, dan gaan jy kamer toe. En as hulle weer stout was, dan stuur sy hulle kamer toe. Dan hoor jy so moor die seentjie daar in die huis instap. Maar sy gaan gewoonlik na die tyd weer, dan gaan sy om vir hulle te verduidelik waaroor dit gaan. Hy sit nog met die vraag in sy hart. Hy verstaan nog nie waaroor dit gaan nie. Hy sien dit nog net as straf. Maar sy ma weet van beter. En sy gaan verduidelik dan vir hom, dat hy ook hierdie vraag wat op sy hart het, dat hy daarvoor die regte antwoord kan kry, wat goed is vir sy lewe. Nou wil ek vir julle vra om 'n bietjie te reageer. In hierdie pandemietyd, wat is miskien die 3 grootste vrae wat ons vra? Kom ek hoor 'n bietjie by julle. Wat is die vrae wat ons vra? Kan ongeduld wees, miskien 'n bietjie selfsugtigheid, omdat ons eie skuld is, mens weet nie. Maar uiteindelik het die pandemie gekom, hy tref ons baie hard, en daar is nie 'n mens wat sonder vrae leef vandag nie. Wat is die vraag wat in ons mense se hart leef? Kan ek dit hoor? Hoekom nou? Ja, hoekom nou? Die waarom vraag, né? Hoekom nou? Jy weet? Die waarom vraag. En hulle sê dat as jy deur 'n siklus gaan of deur 'n periode gaan van verlies en jy gaan deur 'n rouwsmaakproses, is dit een van die eerste vrae wat 'n mens vra. Waarom? Want jy wil sin kry in dit wat gebeur het, né? Wat 'n vraag vra mense dalk nog? Ja, die wanneer vraag. Wanneer gaan dit ophou? Sien die waarom begin met 'n weer die wanneer. Hoe lank nog gaan hierdie beproewing hou? Hoe lank nog voor daar uitkoms is? Hoe lank moet ek nog vashou in geloof en vertroue? Ons as gelowiges. Ons vra daardie vraag vir ons af. Waarom? Wanneer? En wat miskien nog? En die derde een is die een waarby ek eintlik vandag wil uitkom, wat ek wil hê ek en jy moet hier uitstap en wat ons met ons moet saamvat. En dis die vraag, waartoe? Waartoe kom hierdie hele situasie? Want ons as gelowiges weet tog, en ons het daarvan gesing, Grote God, aan U die eer. U wat regeer. Ons weet tog dat dit alles in die hand van die Here is. En dat by God daar geen twyfel en onsekerheid is nie. So waartoe wil God ons bring met hierdie pandemie, met hierdie krisis of enige nood in ons lewens? En as ons meer en meer op hierdie vraag kan konsentreer en daarop 'n antwoord kan soek in die woord van die Here, in stil wees en meditasie, en 'n stil word in jou hart om ook die Heilige Gees te hoor, dan hanteer jy die eerste 2 vrae en alle ander vrae hanteer jy ook baie makliker. Want jy vra uiteindelik 'n positiewe vraag. Waartoe wil die Here my lewe bring in so 'n moeilike tyd? Waartoe wil die Here ons gemeente bring? As ons gaan praat van 'n nuwe werklikheid, hoe gaan dit vir my wees in daai nuwe werklikheid as kind van die Here om God se wil na te kom en sy naam groot te maak? Dis die vraag wat ek graag wil hê. Maar dis die vraag waarmee ek loop die laaste tyd. Die ander vraag is daar. Maar broers en susters, ek wil vir jou verseker, vandat ek hierdie vraag meer ernstig begin vra het, is die ander vraag nie meer vir my so 'n groot krisis nie. Dit is nie 'n ding wat my in die grond indruk nie en my te neergedruk maak. Nou waarom het ons al hierdie vrae? Is vanweë die onsekerheid van hierdie pandemie. Hierdie onsekerheid wat, en nou kan ons maar die eerste 2 wees hier dan toets, wat 'n vrees in ons hart bring, wat vir onsself
ongemaklik is, meer as ongemaklik is, wat ons bekommerd maak oor die dag van môre. Hulle sê wat geweldige stres laai op 'n mens, op jou liggaam, op jou gees, op jou emosies. En dan wil ek soms ook tussenin ook duidelik net vir julle sê, dat al vra jy en ek ook die negatiewe vraag, as ons dit so kan noem, God verstaan. Dis een ding wat ons asseblief moet onthou, dat hierdie Here van ons wat regeer in liefde en regeer in genade. Hy neem ons nie kwalijk nie. Hy wil met die waarom en die wanneer vir ons met liefde begelei na die waar toe. Nou dieselfde vind ons in die gedeelte wat ons gelees het. Die Here Jesus is op pad om na die hemel toe te gaan. En hier sê hy vir sy disippels, ons lees dit ook in die ander evangelies, dat hy gaan heen om vir ons plek te berei. Hy gaan weg. Dis eintlik vir hulle die grootste pandemie wat hulle lewe kon getref het. Want hulle was hulle hele lewe lank daarvan gewoond gewees om saam met die Here Jesus elke pad te loop, om sy wonderwerke te sien, om sy lering te hoor, wat so diep is, wat hulle lewens so verryk het. Hierdie Here Jesus Christus op wie hulle al hulle hoop gestel het, dat hy werklik die Messias is, dat hy gekom het vir verlossing en vir redding, daai opgewondenheid in hulle hart. En nou hoor hulle uit sy eie mond uit, dat hy gaan na sy Vader toe. Hy gaan opvaar na die hemel toe. Dit wil sê, hulle het baie diep besef, hy gaan nie meer hier met ons wees nie. En dit was hulle groot krisis. En dit het ook 'n hele klomp vrae in hulle harte losgemaak. Dink maar aan Thomas in Johannes 14, toe die Here Jesus het daar ook vir hulle gesê het in die boventrek, waar hulle in vrees weggekruip het, as gevolg van hulle angs vir die Jode, en in hulle midde kom staan het, nog net voor dit, toe Thomas gevra het, Here, waarheen gaan U? Ons verstaan nie. Wat is die plek waarheen U gaan, dat ons ook vir U kan volg? En dan antwoord die Here Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En daai antwoord is die waartoe vraag. Dis die antwoord op die waartoe vraag, wat die Here Jesus eintlik ook vir hulle wil gewys het. Ek ken julle vraag, ek verstaan dit, maar dink dieper. Dink daaraan dat ek, al gaan ek weg, vir julle die weg en die waarheid en die lewe is. Jy sien die probleem wat die disippels ook gehad het en wat vir hierdie vraag laat vra het in Handelinge 1, is daar die verwagting amper soos wat ek vir julle vertel het van die, toe ons kindertjies was, van daai vraag wat ons gevra het, rondom waarom het Jesus regtig na hierdie aarde toe gekom. Hulle het altyd nog gedink dat hy kom as die verlosser van Israel, wat hierdie Romeinse owerheid, hierdie druk, hierdie seer van die Romeinse owerheid, al vir 100 jaar, wat hulle daarvan gaan verlos. Hy gaan kom met 'n magtige weermag, as die groot generaal, en hy gaan hierdie Romeine in die see indryf, sodat Israel weer kan asem skep, en hulle self kan wees. Hulle het onder geweldige ekonomiese godsdienstige, jy kan maar noem op watse probleme het hulle geleef, soos wat hulle vroeër jare ook in ballingskap geleef het. En dis die vraag wat hulle vra, Here, wanneer gaan U weer die koninkryk van Israel oprig? En die Here Jesus kom en hy gee nie vir hulle 'n direkte vraag nie. En ons moet nie verwag dat die Here in elke omstandigheid vir ons 'n direkte vraag gaan gee op ons antwoord nie, want die Here werk nie so met ons nie. Hy wil hê dat ons saam met hom ook deur die werking van sy Gees sal groei na die antwoord toe wat hy vir ons elkeen se lewe. Daarom sê hy vir hulle, dis nie vir julle om te weet wat die Vader bepaal het. Daarmee sê hy nie, ek wil julle altyd in die duister hou nie. Daarmee wil hy net vir hulle sê, moenie hierdie verkeerde vrae vra nie.
Dis nie vrae wat sin en betekenis in jou lewe gaan gee nie. Dis nie vrae wat uiteindelik vir jou gaan ophef en jou lewe gaan verryk nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as julle die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle by die waarom vraag en die wanneer vraag sal julle ook die waartoe vraag kan vra. Want as die Heilige Gees oor julle kom en hy gee vir julle krag, dan sal julle my getuies wees. Dan sien julle uiteindelik begin werk met daardie vraag, hoe kan ons die koninkryk van God bevorder te midde van hierdie krisis, hierdie pandemie in my eie hart waarmee ek leef. Is dit nie wonderlik en broers en susters, dat die Here met ons so werk nie? Want ek kan vir jou verseker, soos vir myself ook, as die Here vir ons eenvoudig 'n klinkklare vraag antwoord gegee het, dan het ons rustig agteroor gesit. Dan het ons gesê, ag wat, ek hoef niks te doen nie. Maar as juist omdat God so werk, hierdie antwoord wat die Here Jesus gee, is ook 'n antwoord van liefde. Van God wat wil betrokke raak by julle lewe. In Johannes 14 praat hy van, ek gaan vir julle 'n ander trooster gee. In dieselfde omstandigheid waar hy met die disippels gepraat het, dat hy heen gaan en vir hulle 'n woonplek voorberei. Ek gaan vir julle 'n trooster gee, ek gaan vir julle 'n parakleet gee, ek gaan vir julle 'n raadgewer gee. Dis wat die woord eintlik beteken. Wat met al die vrae wat julle voortaan in julle lewe kan hê, vir julle kan bystaan en daardie vraag ook kan vat na die groot vraag toe. Waartoe gebeur hierdie dinge in my lewe? Kom ons begin hierdie vraag al hoe meer en meer vra. Ek wil nie net sê die Here Jesus Christus is vir ons die grootste voorbeeld nie. Hy is meer as dit. Hy is ons Here. Hy is ons verlosser. Maar onthou jy nog die tuin van Getsemane? Toe Christus sy sweet soos bloeddruppels geword het, toe hy met sy eie pandemie geworstel het rondom sy roeping na hierdie wêreld, angstig voor sy Vader gebuig het, want hy het geweet wat op hom wag. Hy weet waartoe hy homself bereid verklaar het deur sy groot liefde om na hierdie wêreld te kom vir sondaar mense, vir jou en vir my, en vir ons uiteindelike verlossing waaroor dit gaan. My God, waarom het U my verlaat? En toe kom hy met die antwoord wat eintlik sê, dat hierdie vraag wat Christus gevra het, was nie 'n negatiewe vraag nie. Dit was deel van sy worsteling om net nog meer en meer gehoorsaam te wees aan sy Vader. Want direk toe hy hierdie vraag gevra het, toe sê hy, nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. Daar's die waartoe. Waartoe het God vir my na hierdie wêreld gestuur? Vra die Here Jesus homself weer af. En dan is dit nie om die volk Israel te verlos van die Romeinse juk nie. Dit is veel groter. Dit is 'n verlossing deur sy soendood aan die kruis, met sy oorwinning deur die opstanding vir alle sondaar mense. Vir altyd. Vir jou en vir my. En toe Christus aan die kruis gehang het, vra hy dieselfde vraag. My God, waarom het U my verlaat? Daar het hy 'n ander inhoud, wat aansluit by ons nagmaalsformulier oor hierdie saak. Daar doen hy dit in ons plek. Sodat die nagmaalsformulier vir ons mooi sê, sodat ek en jy nooit van God verlaat sal word nie. Broers en susters, kom ons vra ons waarom vraag. Kom ons vra ons wanneer vraag, of wat 'n ander vraag ook al. Here Jesus sê, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is. Ek sal vir jou rus gee. Maar kom ons vra daai vraag met die bedoeling dat ons eintlik by die waartoe vraag bly kom.
waartoe wil die Here my lewe bring? Ons het nou die tyd in die pandemie tyd om so stil te word in ons verhouding met die Here, om so af te sonder, een kant te gaan, te luister wat die Gees van God vir ons sê. Waartoe, Here, wil U my lewe bring? Mag die Here vir jou en vir my daartoe help. Amen. Ons gaan nou allemaal opstaan en dan gaan ons saam die Onse Vader gebed doen. En daarna wil ek vra dat jy bly staan vir die seën van die Here. Kom ons staan dan, bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.